Goeiedag, welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Vandag slaan ons af met 'n nuwe reeks, ons laaste reeks vir 2025 oor te veel bagasie. En ek wil vandag met jou praat oor boek jou tasse in. Het jy al op vakansie gegaan, net soos ek, jy lyk reg vir die ding, ons pak die kar, ons pak die tasse, ons gaan op vakansie, maar die probleem is as ek en jy van vakansie af terugkom, dan is die tasse 2 keer so swaar as wat het was toe ons op die reis gegaan het. En so is dit dat ek en jy deur hierdie reis van ons lewens baie keer soveel ekstra bagasie saam met ons ronddra wat ons nooit veronderstel was om te dra nie. Nou sien ek en jy kan nie na die nuwe uitsien of die nuwe van 2026 uitsien as ons nog bagasie van 2025 of selfs voor dit saam met ons wil ronddra nie. In Hebreërs 12:1 en 2 in die ou vertaling sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat voor hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou op die lughawe besef baie reisigers dikwels nie dat hulle tasse oorgewig is nie, totdat hulle tasse inboek of inteken nie, en dan moet hulle betaal vir daai ekstra gewig. En so as ek en jy nie gaan ontslaa raak van die ekstra gewig of bagasie in ons lewens nie, gaan ons 'n prys betaal. Baie keer ons gesondheid, ons geestelike gesondheid, emosioneel, selfs baie keer 'n vroeë dood. Ons betaal met ons eie lewe daarvoor. Die Woordeboek sê, bagasie is 2 goed. Dis fisiese bagasie vir 'n reis, en dit is waar ek nou inleidend was, maar eintlik kom ek by die tweede punt. Die tweede punt is vorige ervarings of jaarlange houdings wat ons swaar maak. Daar's 3 goed wat ek by jou wil los. Die eerste een is, bagasie kom in verskillende vorme voor. Galasiërs 5:19 tot 21, dis net voor die vrugte van die gees, ek noem dit die groente van die vlees. Dit sê die volgende, die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend. Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyhandigheid, rusie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, willepartytjies en alles sulke dinge. Ek herhaal my vroeë waarskuwinge oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie. Nou sonde is verseker die grootste bagasie wat ek en jy met ons kan ronddra. Maar dan is daar ander bagasie wat ons ook baie keer saam met ons dra. En ons skuil agter hierdie bagasie. Dit kan gewoontes wees, dit kan trots wees, dit kan vrees wees. En ja, selfverantwoordelikheid kan baie keer so 'n swaar las wees. Maar die eerste stap na genesing is om te erken waaraan ons vasgehou het en dit dan te laat gaan. Die tweede punt is, bagasie vertraag of belemmer jou geestelike vooruitgang. Nou ons lees van 'n atleet in Hebreërs 12:1 en ons het dit net aan die begin gelees, maar vers 1 in die nuwe vertaling sê, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan. Onvergewensgesindheid, bitterheid en skuldgevoelens sal jou energie dreineer en jou fokus verdof. Nou ek onthou as kind, nou dis nou baie jare terug, maar as kind het elke persoon in 'n huisgesin met 'n fiets rondgery. Dit was 'n sosiale ding wat alle families gedoen het. Vandag is daar bitter min mense wat fietsry, maar ek kom ook uit 'n professionele fietsry familie geskiedenis uit. En dan wil ek vir jou sê, as jy op die baan fietsry, is daar nie eens brieke of remme aan jou fiets nie, en jy kan met jou pinkie letterlik daai hele fiets optel. Sien, dan is dit nie eers kilogram wat 'n rol speel nie, elke liewe gram maak saak. Nie die gewig van die atleet of die fietsryer nie, maar sy toerusting, wat die belangrikste toerusting vir 'n fietsryer is natuurlik nou sy fiets. So hy stroop alles van daai fiets af, sodat hy met die ligste fiets die vinnigste vooruit kan gaan. En so het ek en jy nodig om van alles ontslae te raak, al die bagasie af te stroop.
sodat ons met volharding die wedloop kan bepaal, kan deursien en maak. Nommer 3, oortollige bagasie dreineer my. Psalm 139 vers 23 tot 24 skryf Dawid: Deursoek my hart, o God, en ken my hart, toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Soms het ons dinge al so lank rondgedra dat dit vir ons normaal voel, maar dit bly ongesond en dit bly gevaarlik. Soos ons aan die begin gesê het, as ons van vakansie afkom, het ons baie keer hierdie oortollige bagasie. Oortollig beteken eintlik, ek kan nog eintlik altyd sonder dit klaargekom het. So wat in jou lewe dra jy rond, wat jy eintlik sonder mee kan klaarkom? Ten slotte wil ek sê, wanneer ek by baggage claim, dis daai groot sirkel wat ons as kinders gefascineer was by 'n lughawe, waarna vlug, wag ek vir my bagasie. By baggage claim, wag jy vir die bagasie wat joune is. Jy herken jou tasse. Vandag wil ek vir jou vra, kan jy die bagasie in jou lewe raak sien en herken en aan die Here toelaat om dit weg te vat? 'n Praktiese toepassing hierdie week is ons 3 vinnige goed wat jy kan doen. Nommer 1, reflekteer die week. Watse bagasie dra ek nog saam met my? Sonde, skuldgevoelens, spyt, vrees, beheer, wrok. Nommer 2, kom ons lees Psalm 139 vers 23 tot 24 en sê, Here, deursoek my hart en as daar bagasie is, help my om van dit ontslae te raak. En dan punt nommer 3, kom ons vra die Heilige Gees hierdie week, dat ons werklik waar hierdie bagasie kan neerlê. Kom ons bid net saam. Here Jesus, dankie dat ons na U toe kan kom vanmôre. Here, ek bid dat U ons sal help om van al die oortollige bagasie ontslae te raak, sodat ons in oorwinning hierdie nuwe jaar kan inbeweeg. In Jesus naam, amen. Kom ek en jy raak ontslae van alle oortollige bagasie.